Goeiedag gemeente en baie welkom by hierdie week se afkondigings. Eerstens wat ons onder julle aandag wil bring en waant ons julle wil uitnooi is die 3de November het ons 'n internasionale dag van gebed waarby ons in gesamewerking met Geopende Deure vir 'n baie spesiale saak wil bid. En dit gaan gebeur ook 10:00 by ons De Gama kampus, word elkeen genooi. Gaan ons bid vir die vervolgde kerk. Ons hoor 'n klomp stories en ons weet ook dat dit regtig swaar gaan in baie plekke. Ons wil regtig nooi, kom wees deel hiervan. Dit is ook nie net vir ons gemeente nie, so asseblief nooi mense saam en kom bid ook lekker saam 10:00 by ons De Gama kampus. Julle volgende is dit dan ook een van die dae GLS en ek glo meeste van julle weet nou al van GLS en ons is baie opgewonde oor GLS. Die 8de November, nooi asseblief almal wat jy glo ook baat kan vind by hierdie ongelooflike geïnspireerde leierskapsgeleentheid waar ons regtig dinge na volgende vlak toe kan vat. So ons sien uit dat julle ook saam met ons kom leer ook hoe om ook die Here te dien in verskillende plekke en ook daar waar hy ons geplaas het in ons werksplek en in besighede sowel as in ons kerke. Dan is ons ook opgewonde oor die vrouegeleentheid Lise Krelsewiet wat die 15de November hier by ons kom kuier. Elkeen is genooi. Asseblief kom koop 'n kaartjie by die kantoor enige tyd in die week. En as jy jou kaartjie gekoop het, kan jy vir Suzaan kontak om ook 'n tafelbespreking te doen. Seker te maak jy sit ook saam met die mense wat jy graag wil sit. Asseblief maak ook gebruik van hierdie geleentheid en vir vrouens of vir al ons vrouens, julle is spesiaal genooi na hierdie geleentheid en ons glo dit gaan vir julle ook inspirerend wees. Gemeente, en dan is dit na die einde van die jaar toe, een van ons Kersmark. Kom ons kyk ook gou na hierdie volgende insetsel. Goeiemôre gemeente en vriende. Soos julle weet, beweeg die feestyd al hoe nader. En dit laat ons dink aan die belangrikheid van Kersfees om lig en hoop te bring. Een van ons belangrike datums op ons kalender is van 4 tot 6 Desember ons Kersmark, waar die opbrengs weer gaan aan ons barmhartigheidsbediening. Saam moet ons 'n sukses maak daarvan. Ons kan dit nie alleen doen nie. Ons het julle hulp nodig, ons het julle harte nodig en ons het julle hande nodig. Verlede Sondag het Dominee gepraat oor ons gawes. Elkeen het 'n gawe. Al is dit hoe klein, jy kan 'n verskil maak. Kom ons staan saam. Kom ons bring lig en hoop prakties uit. Kom ons leef dit prakties in hierdie Kers- en feestyd. Julle kan my kontak vir Lisel direk of julle kan ook op die WhatsApp lyn kan julle WhatsApp stuur. Staan op. Ons het net jou bereidwilligheid nodig om op te staan en te sê hier is ek. Neem my hand en ek help. Dankie. Baie dankie Lisel ook vir hierdie uitnodiging. Ons sien verskriklik baie uit na ons Kersmark. Gemeente, dan is dit ook 'n spesiale dag vandag waar ons tydens ons eredienste regtig ook vir ons matrieks wil intree. So hulle is almal genooi ook na 'n erediens toe en ons wil regtig vir julle vra asseblief waar daar geleentheid gaan wees in ons eredienste om vir hulle te bid. Dra hulle regtig ook opreg aan die Here oor. Maar saam met dit in hierdie roetemerke wil ons graag eintlik as gemeente deel word van ons matrikulante se geloofstorie. In hierdie krisistyd van hulle lewe, ek wil amper nou maar so sê soos wat ek bietjie met hulle praat, sê hulle vir my hulle hardloop lekker rond en is gefokus en is besig. Maar glo ons het hulle ook ondersteuning nodig, spesifiek in hierdie eksamentyd. En daarom wil ons julle uitnooi, as jy graag 'n matriek wil aanneem vir hierdie tyd of jy kan sien om dit te doen, wil ek jou vra asseblief kontak my so gou as moontlik. Ek sal graag in hierdie week al ons matrikulante wat vir my gesê het ek is okay as ek 'n bietjie hulle nommers uitdeel met mense in ons gemeente wil connect. En die doel daarvan absoluut is spesifiek eerstens om vir hulle te bid en dan tweedens ook te ondersteun in hierdie tyd. Deur die loop of eintlik deur dalk so hier en daar net 'n boodskapie te stuur, te vra hoe die eksamen gegaan, kry dalk hulle rooster, bid spesifiek in daai tye vir hulle en selfs dalk 'n lekker geskenkpakkie saamstel om te sê dat hulle lekker energie kan hoog hou ook in hierdie tyd wat hulle studeer. As jy ook wonder waarvoor om te bid, nie net as jy iemand matriek aanneem in hierdie tyd nie, kom ons kyk ook gou na die volgende insetsel waar ons 'n paar van hulle gevra het waarvoor ons vir hulle kan bid. Hallo almal, ek is 'n matriekleerder en ek sal vir mense vra dat hulle vir my en al die ander matrieks wat nou eksamen skryf, sal bid dat ons geloof sal sterk bly deur hierdie rowwe eksamen, deur die goeie en selfs die slegte tye, en dat ons altyd sal onthou waar ons krag kry en dis van die Here af. Ek sal dit waardeer as julle kan bid vir my vir 'n goeie werksetiek
en ook selfbeheersing sodat ek my werkpliksgetrou kan doen en ook vir energie sodat wanneer ek leer ek alles kan insit. Hallo, my naam is SF. Ek is 'n matriekleerder by GLA en ons almal sal dit baie waardeer as julle saam met ons bid vir die volgende paar weke oor ons eksamens en selfs vir enige ander besluite wat ons moet maak tydens hierdie tyd te doen met ons toekoms of wat ons almal na matriek wil doen en dat die Here ons daarin sal lei. Gemeente, ons tree regtig ook in hierdie tyd vir hulle in. En daarom wil ons ook vir julle sê, geniet hierdie erediens en mag dit ook geseënd wees daar waar ons die Here se naam saam met mekaar groot maak.